Dit is my voorreg om waarlik weer vanmôre die woord van die Here te mag bedien. Voor ons wel daarby uitkom, kom ons buig net die hoofde aan, sit ons net so. Here, stuur u lig en u waarheid, laat die my lei en bring na die heilige berg en na u woning. Geliefde gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, kom ons sit in die geleentheid voor deur om hartlik staande saam te sing Gesang 183, die eerste en die tweede vers. Heilige Jesus, Heer van my Heer, Heer van die Here. Ek wil dan vanmôre ook vir die lidmate wat ons vanmôre gaan voorstel, vra dat u ook vorentoe sal kom en u voor sal kom staan. Dit is Tannie Sandra Moller en Fanie Odendaal, Lisa Odendaal en ek hoop ek spreek dit reg uit, is dit Martonique Odendaal, vir Celeste de Jager en vir Lemay de Jager. U kan gerus u voor vir ons kom staan. Nou vriende, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg ook om vanmôre vir u welkom te heet hier by die gemeente. Vertrou dat julle geruime tyd ook 'n pad met die gemeente stap, maar vanmôre soos hulle sê dit effensieel kan maak. Voor ons wel dit kan doen, is daar 'n paar vrae wat ons vir u moet voorlees waar u dan positief op dan moet reageer en antwoord. U kan vir so 'n oomblik na my toe kyk. Ons gaan nou vra dat u na die gemeente toe gaan kyk. So voor ons ook vir u welkom heet hier by die gemeente, is daar belangrike vrae waarop u ook dan positief moet reageer vanmôre as 'n verklaring, nie net teenoor die gemeente nie, maar teenoor die Here Jesus Christus, dat u oortuig is dat hy ook u heen gelei het om deel te word van die liggaam van Christus hier by EG Kerk Springs. Die volgende vraag hou ek dan vir u voor. Glo u van harte dat die leer van ons kerk soos dit hier geleef word, in ooreenstemming is met die woord van God en neem u dit aan as die persoonlike geloofsoortuiging? Beloof u, tweedens, om in hierdie leer te volhard en verwerp u alle dwaal wat daarmee in stryd is? Derdens, het u die Here Jesus Christus, en ek wil vir u sê, dit is seker die belangrikste van almal, die Here Jesus Christus daadwerklik aangeneem as die persoonlike saligmaker en gevolgens getuienis het van die Heilige Gees in die hart ontvang, dat u weergebore is? Is dit ook saam met u begeerte om die Here God lief te hê en te dien, en in volle oorgawe met innige begeerte om die Heilige Gees vervul te wees en op die pad van heiligmaking te volhard? En laastens, onderwerp u aan die kerklike opsig en indien u deur lewe of leer u mag buite gaan, ook aan die kerklike tug. Wat is die antwoord hierop? Ek gaan vanmôre by Tannie begin. Dis dan vir my vanmôre 'n voorreg, liewe vriende, om namens die gemeente, die kerkraad, u te verklaar in die naam van die Here, wat die hoof is van die kerk, tot lidmaat van die EG Kerk hier in Springs gemeente, en ons bid uit die hart van die hele gemeente, dat God u sal bewaar en u ook ryklik sal seën. Ons vra dat u so vir 'n oomblik na die gemeente toe sal draai, en dan gaan ons ook vir u toesing, laat Heer u seën op hul daal.
Genesis hoofstuk 50, dis die laaste hoofstuk in die boek van Genesis, en ons gaan daar vanmôre saam lees vanaf vers 15. Kosbare gedeelte, die lewe en die verhaal van Josef, 'n groot en 'n kosbare voorbeeld vanuit God se woord, vir ons as kinders van die Here, hoe om alle tipe uitdagings in die lewe te hanteer, hoe om vyandigheid te hanteer, hoe om tweedrag te hanteer, hoe om jaloesie te hanteer, hoe om versoeking besonder te hanteer. En wat vir ons wonderlik is, alhoewel hy nie volmaak en perfek was nie, is Josef een van min karakters in die woord van die Here, waarvan ons lees nooit dat hy sonde gepleeg het nie. Weereens nie volmaak en perfek nie, maar hy is waarlik 'n kosbare voorbeeld, en ook waarvolgens ons lewens kan instel as kinders van die Here, om na te streef en die Here in te soek en in te dien. Genesis hoofstuk 50 vanaf vers 15, ek lees vir ons. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik verdelg al die kwaad wat ons aan hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, wat hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortreding van ons, wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek, en sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou, so het hy dan getroos en na hulle hart gespreek. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Vra vir alle manspersone wie moontlik om te staan, en dan verenig ons saam in gebed. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons eer en aanbid U as die lewendige, drie-enige God, aan wie ons harte wil kom toeneig en bid. Heilig, heilig, heilig is die Here. Wat 'n voorreg is dit, Here, om vanmôre hier saam vergader te kan wees in U naam, om in U lof en dank te kan bring, hierdie kosbare liedere te kan sing, Here, want dit kom U alleen toe. Wat 'n voorreg, Here, is dit om vanmôre ook hierdie individue te verwelkom by die gemeente, en hulle te sien as deel van Springs gemeente. En ons vertrou, Here, dat hulle waarlik seën hier sal ondervind, liefde sal ondervind, eenheid, en dat hulle sal voel of hulle nog altyd hier was. Dankie, Here, dat U die een is wat ook mense kom byvoeg, 'n gemeente versterk en laat groei. En ek wil dit kom toebid vir Springs gemeente. Here, dat U werking nooit hier sal ophou nie, dat U gees sal vooruitgaan, dat U kosbare siele by die kruis sal uitkom, dat die gemeente sal verdiep in hulle handel en wandel met U, en dat U hulle ryklik sal seën in alle fasette. In selfde tyd wil ons ook kom bid, Here, waar ons weet hulle besig is in 'n beroepsproses, dat U die regte persoon, die regte man en vrou, Here, wat U alreeds in gedagte het vir die gemeente, dat U in hulle harte sal kom werk, en dat hulle op die regte tyd ook hier sal kom, Here, en dat U hulle kragtadig sal gebruik. Dankie dat ons vanmôre hierdie dienste nie kan kom afgee, vir U woord wat lewendig is en tot ons kom spreek, en so wil ons ook vanmôre kom vra, Here, kom spreek tot ons. Ons stel ons harte en ons gedagtes tot U oop, met die begeerte om te hoor wat U vir ons wil sê. Word U ook nou verheerlik. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, vanmôre wil ek graag met U praat na aanleiding van vers 20 waar ons lees, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Vanmôre wil ek graag met U praat oor die tema deur die lense van die verlede. Nou, baie vir ons vanmôre hierso dra bril, as dit weens gevolg ouderdom of oë wat al verswak het. So 2 jaar terug moes ek ook bril begin dra, as ek lang ure op 'n skerm kyk. En wanneer mense 'n bril dra teenoor wanneer jy hom afhaal, verander hy heeltemal die perspektief en uitkyk van hoe mens goed sien. Vir baie van ons wat bietjie nabysiendes, sukkel ons om iets te lees op 'n bladsy. Vir ander wat sukkel om ver te sien, moet ons hom weer aan hê as ons weer wil kyk wat daar ver aangaan op 'n bord of op 'n plakkaat. Maar so gebeur dit dat die bril laat toe dat ons perspektief en uitkyk verander word.
En wat altyd vir my indrukwekkend is wanneer ek daar die bril aan het en op die rekenaar fokus, hoe ek onbewustelik my oë klein maak en kyk daar op die rekenaar, en as my vrou dan van die werk afkom en ek haal daar die bril af, dan vat dit 'n tydjie vir haar die oë eers aanpas en mens die persoon oog tot oog reg kan sien. En dit is die effek wat lense op 'n mens se oë het, en hoe dit ons perspektief kan verander, of dit nou ten goeie of ten slegte is. En so gebeur dit, liewe vriende, dat deur die lewe ek nie ook lense op ons oë plaas. Maar hierdie lense is nie die brille wat ons vandag dra nie, maar dit is lense wat veroorsaak dat ons anders na die lewe kyk. Hierdie lense word gevorm en op ons oë geplaas deur lewensomstandighede, deur dinge wat oor ons pad kom, goed of sleg, deur dinge wat met ons gebeur het, dinge wat oor ons pad gekom het, dalk in ons kinderdae, dalk toe ons jonger was of self onlangs in ons lewens. Dit is lense wat gevorm word en op ons oë geplaas word, hoe mense ons hanteer, wat hulle vir ons sê en wat hulle aan ons doen. Dis lense wat op ons oë geplaas word, eenvoudig uit die huishouding waar ek groot geword het, waarmee ek groot geword het en waarmee ek bekend is. En so vanmôre, alhoewel ons almal dalk kan sê ons is Afrikaans sprekende blankes wat in Suid-Afrika hoofsaaklik groot geword het, kyk elkeen van ons vanmôre anders en met 'n besonderse perspektief na die lewe. Anders en met 'n besonderse perspektief na die Here. Vir baie mense wat dalk nie met 'n vader in die huis groot geword het nie, sukkel soms om te verstaan wat beteken dit om as God as Vader te ken. Vir baie wat sukkel met verwerping en wat sukkel met iemand wat hulle kwaad aangedoen het, sukkel met vergifnis en om die kruis te verstaan. En hierdie perspektiewe in die lewe verander hoe ons daarna kyk en veroorsaak soms dat ek en u verkeerde uitkyk vanmôre mag hê. Nie net teenoor die Here nie, maar teenoor sake en mense en gebruike. En deur die woord van die Here en vanmôre, besonder deur die lewe van Josef, gaan ons kyk na die lense van die verlede en hoe ek en u vanmôre dalk daardie lense moet instel of toelaat dat God dit verander. Dat ons met 'n skoon en 'n rein uitkyk in perspektief as kinders van die Here voor hom mag wandel en hom mag verheerlik. Wanneer ons kyk na die lewe van Josef, dan sien ons dat hy alle reg gehad as iemand wat bitter, iemand wat kwaad en woedend deur die lewe kon gegaan het. U ken die verhaal en wat met hom gebeur het. Sy broers wat uit jaloesie uit eers begeer het om hom dood te maak. Ons vergeet dit baie keer, besonders wanneer ons die kinderverhale lees, dan lees ons ja, hulle het hom net in 'n put gegooi. Maar hulle eerste begeerte was om hulle broer dood te maak. Uiteindelik deur hulle broer wat intree en sê nee, kom ons spaar hom, verkoop hulle hom as 'n slaaf aan Egipte land. En ek kan net dink op daardie lang pad en daardie reis, die bitterheid wat Josef in sy hart moes ondervind het, eers teenoor sy broers. Hoe kon hulle dit aan my doen? Ek wou net vir hulle 'n broer gewees het. Ek wou net saam met hulle deel gehad het aan die lewe. Ek wil hulle nie net as broers, maar as vriende geken het nie. Ek wonder op daardie pad of die gedagte nie oor sy kop gekom het, hoekom het die Here dit toegelaat? Hoe kan hy toelaat dat ek in hierdie omstandighede beland nie? Na die Here juis vir Josef kom 'n droom gee het wat wys dat hy verhewe sal word bo sy broers en selfs bo sy ma en sy pa. En op hierdie reis sien ons beland hy in Egipte land as 'n slaaf in die huis van Potifar. En ek wonder hoeveel maal terwyl hy daar die vloere moes geskrob het, daar frustrasie in sy hart opgebou het oor hoe hy hanteer was deur sy broers en terwyl hulle in vryheid lewe, hy nou 'n slaaf moet wees. Maar as jong man getrou, werk hy homself op dat hy tweede in bevel is van Potifar se huis. En dalk het daar 'n bietjie hoop in Josef se verhaal gekom. 'n Positiewe uitkyk. Dinge dalk vir hom nou verander, 'n ander uitkyk. Alhoewel mense teen hom gedraai het, het hy verdien om nou 'n goeie lewe te hê. Ons ken die gebeur waar Potifar se vrou ook so by Josef aangelê het, hy weggevlug het, sy hom valslik beskuldig het en hy in die tronk beland het. Al daai moeite, al daai opbou, al daai jare weggegooi deur mense wat weer teenoor Josef verkeerd optree. Weer dink ek, hoeveel meer kon die bitterheid uit hom nou oorgeneem het, haat in sy hart opgespring het, kwaad, woedendheid. Hoeveel debatte voer in sy kop, as ek ooit weer my broers moet sien, sal ek vir hulle so en so en so sê. As ek ooit die geleentheid sou gehad het, sou ek vir Potifar en sy vrou ter grond neergedruk het en hulle plat gevee het oor hoe sleg hulle my hanteer het.
Maar nee, dis nie wat Josef doen nie. Hy staan vas en vertrou op God, en ons ken die gebeur, dat na vele jaar word hy geroep deur Farao self om sy drome uit te lê, en na hy dit suksesvol gedoen het deur die genade van die Here, word hy oor tweede bevel aangestel oor die hele Egipte land. En hier begin ons, en selfs Josef, die groter plan van God raak te sien. Eers na vele jare van lyding, tragedie, teleurstelling, sien ons uiteindelik gebruik God vir Josef, en hy plaas hom waar hy hom al jare terug beloof het hy hom sal plaas. En hy gebruik hom soos hy hom jare terug beloof het hy sal hom gebruik. So gebeur het dat sy broers kom na Egipte land weens die hongersnood. Eers verskuil hy homself, beproef hy hulle, hou hy sy broer Benjamin as gevangenes, of hou hy? Broer smeek om sy lewe. En uiteindelik kon hierdie man dit nie meer inhou en hy bars uit in trane en hy sê, ek is julle broer Josef. Die vrees oorval sy broers dat hy hulle nou gaan laat doodmaak, maar hy vergewe hulle, nooi sy hele familie en hulle kom bly daar in Egipte land. Dis die verhaal van Josef wat vir ons opgesom is, die bekende verhaal. Maar wat ons baie keer hier mis sien, liewe vriende, nie raak sien nie, is die lense waarmee Josef na die lewe gekyk het. Was totaal en anders as wat die lense waarmee sy broers na hierdie lewe gekyk het. En selfs die lense waarna baie van ons ook sou gekyk het as ons in Josef se skoene was. Sien, Josef het nie gekyk met haat en wrok of kwaad, of gesê, ja, maar die lewe het bepaal dat ek nou in 'n sekere manier optree nie. Hy het nie ander blameer vir sy omstandighede en sy toestand nie. Hy het nie ander kwaadlik geneem vir waar hy vandag was nie. Hy het ook nie self geroem en gesê, ek het dit verdien en myself opgewerk nie, maar hy het eenvoudig verklaar, dat dit wat hulle bedink het, sy broers as kwaad, het God as goed gebruik om in sy eie lewe te laat geskied. En so vanmôre, liewe vriende, gaan ek en u ook kyk deur die lense van die verlede. Wat is daar dalk wat in ons lewens in ons verlede gebeur het, dalk jare terug of selfs dalk onlangs, waarvan die Here vir een vir my wil kom van genees, wat hy vir ons wil kom wegneem, waar die Here vanmôre vir elkeen van sy kinders 'n nuwe perspektief wil kom gee, die regte perspektief, dat wanneer ons na hierdie lewe kyk, of dit is die uitdagings, die bekommernisse, die vrese, of selfs die groot taak en werk wat die Here vir ons voorhou, hoe ons wil gebruik, dat ons daarna sal kyk met die regte uitkyk en die regte perspektief. En daarom is die doel van vanmôre se boodskap om elke gelowige te help om nie deur die verlede te leef nie, maar deur Christus se waarheid. In ons eerste gedagte vanmôre sien ons die verlede kan die perspektief verdraai. Sien, die broers begin en hulle sê in vers 15, miskien sal Josef ons haat. Die broers verwag straf, al het Josef hulle alreeds vergewe. Hoekom? Omdat hulle nog kyk deur die lense van hulle eie skuld, van die sonde wat hulle gepleeg het en gemaak het. Hulle voel nog daardie skuld en daardie swaarheid binne hulle. En so, liewe vriende, sien ons wat binne jou hart plaasvind, bepaal baie keer hoe ons sake en dinge hanteer. Dalk het ons geestelik geval in die verlede en hinker daardie skuldgevoel nog in my hart. En laat dit my glo en dink, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie waardig dat die Here my vergewe nie. Ek is so ver van die Here, hy is seker kwaad vir my, hy haat my seker. Hoe kan hy my ooit vergewe vir wat ek gedoen het, of wat ek gesê het, of wat ek opgetree het? En liewe vriende, dit is nie net verkeerde perspektief nie, dit is 'n beperkte perspektief. Want wanneer ons so na die lewe kyk en dink dat God ons nie kan vergewe nie, dan vergeet ons van die werk van die kruis, dan vergeet ons van die groot daad wat daar vir jou en vir my verrig is. Die hoogtepunt van die heelal, die geskiedenis van die ewigheid het plaasgevind op Golgotha, waar God mens geword het, waar hy, wat sonder sonde was, aan 'n kruishout gesterf het, sy lewe vrywilliglik afgelê het vir jou en vir my, wat dit nie verdien het nie. As u vanmôre sê, ek verdien nie dat die Here my vergewe nie, is u reg, maar dit beteken dat dit nie tot u beskikking is nie. Deur sy genade, deur sy liefde, toon hy vanmôre nog steeds die vergifnis. Hy is in staat om elke sonde, hoe groot of hoe klein, te kan vergewe. Paulus skryf en hy noem homself die geringste van alle sondaars. Die Engels sê, the chief of all sinners.
Wat Paulus daardeur sê, 'n man wat die kerk vervolg het, Christene laat doodmaak het. Wat Paulus sê, as die Here my kon vergewe het, as hy my verlede agter my kon geplaas het, kan hy dit vir jou ook kom doen. En dieselfde vanmôre met u, liewe kind van die Here. U verlede bepaal nie wie u is nie. Hoe u opgetree het en gemaak het, die sonde wat u gepleeg het, die sonde waarin u geleef het, verklaar nie vanmôre wie jy is nie. Maar ongelukkig gebeur dit dat ons baie keer ons identiteit wil vind in hoe ons grootgemaak is, wat ons geleef het, wat ons gedoen het, wat ons gemaak het. En ons vergeet dat God ons vanmôre roep om ons identiteit in geen ander plek te vind as in Jesus Christus self nie. 2 Korintiërs 5:17 sê dan vir ons, daarom dan, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Daardie woorde, die ou dinge het verbygegaan. Die Grieks is eintlik so 'n mooi taal. Hulle het 4 beskrywings vir die verlede tyd. En die een wat hierdie gedeelte, die ou dinge het verbygegaan, is in die Augustus tyd. Augustus is iets wat in die verlede gebeur het en is afgehandel. Dit het klaar gebeur, dit sal nie weer opgebring word nie. En daarom as die Here sê, hier is 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, is dit waarlik so. As die Here sê, ek het jou sonde verwyder so ver soos die ooste van die weste, met ander woorde, daar is nie 'n pool nie, daar is nie 'n einde aan hoe ver my sonde verwyder het. As hy verklaar deur sy woord, dat hy ons sonde in die diepte van die see gewerp het, en hy dink nooit weer daaraan nie, dan sê hy nie, hy vergeet nie, want God vergeet nie. Hy sê, dit sal nooit ooit weer in rekenskap teen my gehou word. Wat doen ons baie keer, of ander mense met ons, as hulle iets van die verlede aanhaal? Onthou jy wie daai vir my gesê het? Onthou jy wie so opgetree het? Onthou jy daai geval wat daar gebeur het? Maar die Here sê, wanneer hy sê, ek sal dit nooit weer daaraan dink nie, sê hy sal nooit dit weer in herinnering bring nie. Dis asof dit nooit gebeur het nie. Dit is nie die Here wat sê, ek het 'n nuwe blaadjie oorgeslaan nie. Dis die Here wat sê, daar's 'n nuwe boek uitgehaal. En daardie boek is die boek van die lewe, waarin sy kinders se naam opgeskrywe. En daarom, wanneer ons sing, dat ons waarlik vergewe is, moet dit nie leë woorde wees nie, maar woorde van verklaring. Woorde van dankbaarheid wat in my hart werk om te sê, wie ek was, is ek nie meer. Christus het my kom nuut maak. My verlede bepaal nie wie ek is nie, maar God doen. Ekskuus. Maar sien, liewe vriende, dit steek nie net vas. Ekskuus. By my sonde, wat ek gedoen en gemaak het, en hoe ek opgetree het in die verlede nie, maar dit gaan ook hoe ander my gehanteer het, hoe ek groot geword het, wat ander vir my gesê het en gemaak het, en hoe hulle teenoor my opgetree het in die verlede. Maklik kon Josef hierdie wense van sy broers laat waarkom het, om te sê, dalk het hy ons nie vergewe nie. Verskoon tog so 'n bietjie grieperig na die lang naweek, maar hy is besig om weg te gaan. En Josef kon hierdie haat in sy hart gehou het, en volgens die wet en die gebruik het hy alle reg gehad om sy broers tereggestel het, om hulle tot die dood toe veroordeel het. Hy sou nie vir 'n oomblik buitesporig of verkeerd opgetree het volgens die wet en die gebruik van die woord van die Here nie. Maar hy kies om die verlede te laat gaan. Hy laat nie toe dat die verlede nou sy perspektief verander nie. Hy besef dat God het nou 'n plan vir sy lewe. Nou wil die Here in sy lewe werk. Nou wil die Here hom gebruik tot verheerliking van God se naam. En daarom laat Josef nie toe dat dit wat sy broers vir hom gesê het in die verlede, die manier hoe hulle teen hom opgetree het, verander hoe hy hulle nou hanteer en nou na hulle kyk nie. Maar liewe vriende, baie keer trap ons in hierdie struik. Ons kyk dalk negatief na mense, na familielede, na vriende, na selfs 'n sekere geslag. Omdat 'n man my dalk verkeerd hanteer het, kyk ek verkeerd na mans. Omdat 'n vrou my dalk verkeerd hanteer het, kyk ek anders na vrouens. En hierdie gebruik verander hoe ons baie keer ons perspektief en uitkyk na die lewe het. En die Here roep ons om die verlede agter ons te versit, te vergewe, te laat gaan,
Nie noodwendig te vergeet en maak asof dit nooit gebeur het nie. Want ons vergeet nie, ons onthou. Maar dat die verlede nie my verhaal is nie, maar dat die verlede 'n afgehandelde bepaalde saak is en ek nou voluit vir God kan lewe. Ekskuus. Die Here roep ons dat ons nie sal toelaat dat die sake van die verlede bepaal hoe ek kyk na enige saak nie. Nie na mense nie, nie na myself nie, nie na my omstandighede nie, maar self nie, teenoor my verhouding met die Here nie. Ek word nie bepaal en vasgestel deur wie ek was nie, maar deur wat God nou hier in my lewe wil werk en wat hy hier in my lewe wil kom doen en wil kom maak. En liewe vriende, daarom word ons geroep en as kinders van die Here keer op keer gemaan om te vergewe en te laat gaan van sake en dinge wat met ons gebeur het. Ja, die reg gaan nie altyd geskied hier op die aarde nie. Ons gaan nie altyd ons sin kry en daardie persoon gestraf word soos ons wil hê hulle moet gestraf word nie. Maar tog sê die Here, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld kwaad met kwaad. Die Here sê ek sal dit hanteer. So wat bly oor in U en my hande? Wat is ons verantwoordelikheid? Hoe moet ons nou optree teenoor die wat ons te nagekom het? Al die woord sê keer op keer, vergewe. Vergewe. So ligte noot, 'n man en 'n vrou kan sien die dominee, hulle sukkel in hulle huwelik en hulle vra dominee, wat moet ons doen dat ons verhouding kan herstel? En die dominee sê wel, die Bybel sê dat die man moet haar vrou lief hê en so moet julle ook nou maak. Gaan en hê mekaar lief. 2 weke terug later is hulle weer by die dominee sê, dominee, dit nie gewerk, hier staan ons weer voor jou. Dominee sê, kom ons vat 'n stap verder, die Bybel sê met jou naaste lief hê. So sien mekaar as julle naaste en hê mekaar lief. Na 3 weke kom hulle weer terug, sê, dominee, ons het probeer goed gaan vir 'n tydjie, maar hier staan ons weer. En die dominee sê, hier is die laaste raad wat ek vir jou het. Die Bybel sê met jou vyande ook lief hê. Sien, liewe vriende, wat hierdie staaltjie vir my vertel. Ons gaan nie wegkom van liefde nie. Ons gaan nie wegkom met 'n verskoning om te sê, ek het die reg om kwaad in my hart te hou teenoor enige persoon nie. Die Here roep jou en my tot vergifnis. Hy vra dat ons elke siel wat teen ons sondig, verkeerd opgetree het, gehandel het, gewandel het, gepraat het, hoe hard of swaar dit mag wees, moet ek vergewe. Dominee, dis baie makliker gesê as gedoen. En dit is so, liewe vriende. Mense kan wreed wees. Mense kan vieslike goed verrig. En dan dink ons, Here, hoe kan U van my af verwag om hulle te vergewe? En weer wil ek vir U nooi, liewe vriende, hoef ons nie verder te kyk as die kruis nie. Dat hy wie sonder sonde was, Christus, jou en my vergewe het. Sondaars wat die dood verdien het. En wat hy nou vra, is dat ons, wie sondaars is, ander sondaars moet vergewe. Sien, liewe vriende, nooit gaan die Here vir jou en vir my roep tot 'n standaard of 'n verwagting van iets wat hy nie self gehandhaaf het nie. Ons lees dit baie keer mis, maar toe Judas na die Here Jesus toe kom daar in die tuin, en hy groet die Here Jesus met die kus. Weet jy wat noem die Here Jesus hom? Vriend. My vriend. Wat 'n woorde is dit? Soos die Here Jesus valslik beskuldig is, sê hy nie een woord terug om homself vry te spreek of te regverdig nie. Terwyl hulle hom slaan, sy baard uitpluk, op hom spieg en hom bevloek en belaster en spot, sê hy nie 'n woord nie. Maar hy roep uit en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Liewe vriende, dit is die weg wat Christus vir jou en vir my gebaan het. En dis die weg wat hy vra dat ek en jy vanmôre moet stap. Dit is wat Jesus bedoel toe hy gesê het om jou kruis op te neem en om na te volg. In die voorbeeld wat Christus vir jou en vir my nagelaat het. En dit beteken om ander te vergewe. Om nie toe te laat dat hulle optrede, handel en wandel, wat hulle aan my gedoen het, gesê het of hulle my laat gebeur het nie, bepaal wie ek vanmôre is nie. Bepaal vanmôre wat my uitkyk op die lewe is nie. Bepaal hoe ek leef of hoe ek ander mense hanteer nie. Maar dat daardie bepaling alleenlik in God se hand sal wees. Wees sê ek, u identiteit lê nie in ander nie. Dit lê nie in die werk nie. Dit lê selfs nie in die kultuur nie. Ons identiteit vanmôre behoort eerstens primêr vanmôre te lê
in Christus Jesus. Here, wie sê U is ek? Hoe het U my geskape? Wat is U plan vir my lewe? Hoe wil U hê moet ek lewe? Maar nee, inteendeel sê ons, wat sê ander mense van my? Wat dink ander mense van my? Wat verwag ander mense van my? U ken die uitdrukking to be a people pleaser, né, om ander tevrede te wil stel. Dit moet nie ons uitkyk wees nie. Al persoon wat ek en U vanmôre moet tevrede stel voor ons hier uitloop. Nie die dominee nie, nie die kerkraad nie, primêr nie eers my man of my vrou nie, maar die Here Jesus Christus. Here, is U tevrede met my lewe? Is U tevrede hoe ek leef? Is U tevrede hoe ek ander hanteer? Is U tevrede hoe ek na U woord kyk, na U kyk, na my omstandighede kyk? Dit behoort vanmôre die perspektief van die kind van die Here te wees. Ons tweede gedagte vanmôre sien ons, God kan die pyn van die verlede gebruik. In vers 20 sê Josef vir sy broers, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink. Josef ontken nie sy pyn nie. Hy sê nie dit was reg nie. Hy sê dit was kwaad, maar God het dit nog steeds gebruik. Dit is 'n diep waarheid. Menslike boosheid en God se plan kan gelyketyd bestaan. God kan selfs die slegste en uitdagendste van tye gebruik tot verheerliking van sy naam. Ek het op 'n baie lang tyd terug dit met U gedeel. Maar op 2020 vind ek en Charlize uit sy swanger. Soveel blydskap vir ons harte, want ons het by 3 dokters gehoor, ons sal nooit kinders kan hê nie. En ons is so bly, ons wag vir niks, ons vertel vir almal, familie en vriende, as ek 'n vreemdeling kon vertel het, dan het ek. En daardie Desember vakansie ry ons af Kaap toe, en ons slaap die aand oor in Bloemfontein. En daardie aand gebeur die skrikwekkendste ergste ding wat daar met op my en haar kon gebeur. Daardie aand het Charlize 'n miskraam. En ons is gebroken, ons is stikkend. Ons het gehoor, die Here gee vir ons beloftes, hy beloof vir ons 'n kind. Na soveel uitdagings sê die Here vir ons, hy beloof 'n kind vanuit sy woord, ons altyd skrif ontvang. En hier gebeur die tragediese ding. Ek en Charlize besluit om eerder in die kar te gaan en terug huis toe te gaan. Ons sien nie nou kans om verder te ry nie. En op pad terug luister ons musiek. Ekskuus. Luister ons musiek en ons bid saam, maar min woorde word gepraat. En so halfpad op pad terug huis toe sê Charlize vir my die volgende: ek verstaan hoekom dit gebeur het. In my oor ek het tog kwaad is in my gemoed. Ek het tog hier in my binneste praat sê, hoekom Heer, hoekom ons, hoekom nou, hoekom in hierdie manier? Hoe kan U dit toelaat? Het U nie vir ons beloof en het U nie vir ons gesê dat dit gaan gebeur nie? En my vrou, ek wil die geestelike leier van my huis moet wees. My vrou sê vir my, ek verstaan hoekom dit gebeur het. En ek sê vir hoekom? En sy sê sodat ek ander vrouens kan help wat deur hierdie omstandighede gaan. En my mond hang oop. Terwyl ek nog hier wil worstel, wil stry en beklei, verkeerd en kwaad teenoor die Here wil optree, kom wys my vrou dat God gebruik die slegte tot sy voordeel. En ja, vandag kan ons terugkyk en die Here dank vir 3 pragtige gesonde kinders. En kan ons terugkyk na daardie eerste kindjie van ons. Weet, hy of sy is by die Here. En vandag kan ek Here sê dankie dat U moeilike, uitdagende tye soos daai in ons lewens geplaas om ten goeie te gebruik. En liewe vriende, ek weet hierdie getuienis wat ek vanmôre deel is nie al een nie. Hier's baie van U vanmôre wat kan getuig van seer en pyn, van die kinderdae, dinge wat met U gebeur het, oor die pad gekom het, hoe U groot gemaak is. U kan getuig van dinge wat vir U gesê is deur die lewe, hoe mense U hanteer het, omstandighede wat oor die pad gekom het. En ons kan kies om nou vas te hou en terug te kyk na die omstandighede en toe te laat dat dit bepaal wie ons is en wat ons uitkyk oor die lewe is. Of ons kan vandag sê, Here, dankie. Dat tye van loutering, tye wat seer gemaak het, hy kon gevorm het en gebring het tot hier, waar ek bruikbaar is in U hand. Die grootste voorbeeld van die kruis sien ons self, Handelinge 2:23, hom het julle deur die hand van wettelose mense geneem en gekruisig en omgebring. Mense het kwaad gedoen, maar God het redding gebring. Baie gelowiges sit vas in die vraag, hoekom het dit met my gebeur? Maar die woord van die Here lei ons na 'n ander vraag. Here, wat doen U nou met dit?
Wat doen nie met die omstandighede in my lewe? Jakobus 1 vers 2 en 3, ag dit louter vreugde, sê Jakobus. Hoor mooi, wanneer julle in allerhande beproewinge val. Jakobus sê ek is bly dit gebeur met julle. Nie omdat hy 'n sadis is, maar hoekom? Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. God mors nie jou pyn nie. Wat bedoel ek daarby? Die omstandighede oor my lewe is nie toevallig of per ongeluk nie. Dis nie die Here wat my net straf en wil kwaad aandoen nie, maar dit is die vormende hand van die Here oor omstandighede wat oor my pad toelaat. Hoeveel keer bid ons, Here, reinig my, suiwer my? Hoeveel keer sing ons daardie lied, wanneer ons sing, vorm my, maak my, breek my, net soos U wil, U die potterbakker en ek is die klei, né? Bedoel ons daardie woorde, gevaarlike woorde. Deur watter lens kyk U vanmôre na U lewe? Wat elkeen vir ons het 'n verlede. Vir party is dit sonde, vir party is dit seer. Vir ander is dit woorde wat oor ons gespreek is. Die vraag is nie, het jy 'n verlede nie, want ons almal het. Die vraag is, beheer daardie verlede jou, of beheer God jou verlede? In ons volgende gedagte sien ons ook, jou identiteit word nou in Christus gevind. Wanneer ek my verlede agter my sit, die perspektief reg is, derdens vanmôre sien ek, my identiteit is nou gevind in Jesus. Josef kon homself sien as 'n slagoffer, alle reg gehad daarvoor. Maar hy kies om homself te sien as deel van God se plan. En is die verskil tussen die wêreld en die kind van die Here se denke en uitkyk vanmôre. Baie mense neem die slegte dinge wat met hulle gebeur het en hulle maak dit hulle identiteit. Ek is maar 'n slagoffer, ek is maar so 'n persoon, dit het maar met my gebeur, maar Christus roep ons tot nuwe dinge. In Jesaja 42 sê hy, sit dan die ou dinge agter julle en kyk, ek gaan iets nuuts maak. Vergeet dit, sê die Here, sit dit agter jou. Moenie toelaat dat jou verlede saam met jou gesleep word soos 'n koffer vol swaar bagasie wat te swaar is vir my om te dra nie. Maar kom plaas daardie bagasie, daardie seer by die kruis en by die voete van Jesus en staan op en leef deur Christus meer as 'n oorwinnaar. Baie gelowiges glo dit teoreties, maar hulle leef dit nie prakties nie. Hulle sê ek is maar gebroke, ek is maar een wat altyd sukkel. Maar God sê jy is 'n nuwe skepsel. Die vraag is, wie se stem gaan ek vanmôre na glo of luister? Ek en jy moet leer om te sê, in Christus is ek vergewe, in Christus is ek aangeneem, in Christus is my verlewe nie meer my meester nie, maar al vir wie ek die knie buig, is vir Christus self. In die Japaneese kultuur is daar 'n kunststyl wat hulle gebruik, wanneer 'n kleipot breek, dan vat hulle goud om al daai stikkende stukkies bymekaar te sit en met die goud, amper soos gom, sit hulle daardie pot weer aan mekaar en hulle maak hom heel. En wat het dan gebeur met daardie pot? Die pot lyk mooier as ooit tevore. Die pot se waarde vermeerder as wat dit was voor dit gebreek het. En die pot is sterker as wat hy was voor hy gebreek het. Liewe vriende, ek vra nie vanmôre, is jy gebroken nie? Want ek dink tot 'n mate kan ons almal getuig hoe die lewe ons al geknou het, seer gemaak het, gebuig het en selfs gebreek het. Maar net soos daardie pot wat herstel is, wil God daardie werk in jou en my lewe kom doen. En hy wil 'n mooier beeld uit ons lewens uitmaak. 'n Meer duursame beeld, waarde aan ons lewens toevoeg, wat geen wêreldse rykdom of eer kan doen nie. En hy wil ons sterker maak as wat ons ooit tevore was. Hy wil die goud in ons lewens wees. Hy wil die suiwering wees wat plaasvind, wat ons weer kom heel maak. Mag ons ja bekend staan as stikkende mense, maar gesond en heel gemaak deur Christus. As laaste gedagte vanmôre sien ons, vergifnis breek die mag van die verlede. In vers 21 lees ons, moenie vrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. Nie net so Josef, ek vergewe julle nie, maar hy sê dat dit wat julle aan my gedoen het, ek gaan die teenoorgestelde doen. Julle het my verraai, julle het my verloon, julle het my seer gemaak, maar ek sal nou vir julle sorg. Josef het die reg gehad om wraak te neem, maar hy kies vergifnis, omdat hy God vertrou as regter. Vergifnis beteken nie onreg was klein, dit beteken jy gee dit oor aan God, laat hy dit hanteer, laat hy laat geskied wat moet geskied en ek is bereid om te vergewe.
Wanneer ons toelaat dat God ons kom genees. Wanneer ons kom toelaat dat die Here daardie lense wat ons help of laat kyk verkeerd in die lewe kom afhaal. As die Here vir ons die regte perspektief van ons harte kom gee. Wanneer ons kom dat ons self in Christus heel gemaak word, gesond gemaak word. Stel dat ons in staat om ander te vergewe en met ander in vrede te kan lewe. Vergifnis breek daardie mag wat kwaad, bitterheid, seer oor my gehad het op 'n tyd. Vergifnis stel my in staat om te laat gaan. Want sien liewe vriende, daardie bitterheid voer 'n groot mag op u en op my uit. Ek is seker u ken die voorbeeld, maar om iemand te haat is soos om gif te drink en te hoop daardie persoon sterwe. Ek sit met die bitterheid, ek sit met die kwaad. En hulle gaan met hulle lewe aan. Waar die loslating moet plaasvind is nie ek wat hulle moet vergewe net om vir hulle te gaan sê jy's nou vrygespreek en ek het jou nou vergewe nie. Vergifnis begin eers in my eie hart. Dalk is dit iemand wat ons kwaad aangedoen het wat vandag nie eens meer leef nie. Maar ek sit nog met die bitterheid. Ek sit nog met die woede, ek sit nog met die kwaad. Vergifnis kom spreek jou en my vry van die verlede. Dit laat ons nie bekommer oor die toekoms nie, maar dit stel ons in die Here om te sê, Here, ek is hier in die nou. Gebruik my, stuur my, vorm my, maak my soos u nou begeer. Onvergewensgesindheid hou vas. Jy dink jy hou iemand anders verantwoordelik, maar eintlik dra ek die las. Efesiërs 4:32 sê, maar wees vriendelik en barmhartig teenoor mekaar en vergeef mekaar. Hoe moet ons dit doen? Soos God ook in Christus julle vergewe het. Vergifnis is nie maklik nie, maar is noodsaaklik. Dit beteken ek laat los, ek gee oor en Here, ek vertrou. Ek vertrou. Liewe vriende, dalk sit jy vanmôre nog met die lense van seer kry, van skuld, van bitterheid. Maar ek sal jy vanmôre daardie lense bring en toelaat dat God dit van jou oë kom afhaal. Dat die verlede nie meer langer bepaal wie jy is nie, maar dat u vanmôre u identiteit vind, nie in die omstandighede nie, maar in 'n persoon, in Jesus, in Christus. Johannes 8:36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek wil weer vir u noem, as Christus jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hy wil nie vanmôre vir u 'n halwe werk kom doen nie. Hy wil dit nie vanmôre gedeeltelik kom doen nie, maar volkome. Maar vanmôre berus dit by u en by my. Gaan ons toelaat dat ons verlede oor ons heers en ons perspektief van die uitkyk vorentoe verander word daardeur? Of sal ons vanmôre die pyn en die seer en die teleurstelling bring? Of dit gister gebeur het of jare terug en sê, Here, ek kom lê dit vandag by u voete neer. Nie langer wil ek toelaat dat hierdie gebeure, my omstandighede en mense bepaal wie ek is. Maar ek wil opnuut my identiteit in Jesus kom vind. Kom vanmôre, liewe vriende, sit die verlede agter u. Kom plaas dit by die voete van Christus en beleef wat dit is om nie meer lense van die verlede aan te hê nie, maar die uitkyk van Christus in my lewe. Die leidsman en volëinder van jou en my geloof. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, baie dankie vanmôre vir u woord, wat hard, reguit en duidelik tot ons kom. En Here, ek kan dink, dalk het vanmôre se boodskap verskillende gedagtenisse by ons opgebring, gebeure van die verlede, dinge wat oor ons pad gekom het. En Here, daardie dinge maak seer. Dis dinge wat ons nie sommer vergeet of het agter ons plaas. Dis dinge wat baie keer bepaal hoe ons na die lewe kyk en hoe ons uitkyk is teenoor mense en teenoor ander en selfs teenoor u. Maar Here, ek is seker, ek is nie vanmôre alleen wanneer ek sê, ons wil nie toelaat dat die verlede mee bepaal wie ons is, hoe ons uitkyk, hoe ons optree en hoe ons maak nie. Maar vanmôre, Here, wil ons identiteit net by u alleen kom vind. Dankie Here vir die voorbeeld van Josef. Ons sien wat met hom gebeur het en plaasgevind het oor soveel jare. Hoe maklik kon bitterheid sy hart vervul het. Maar hy het vergewe en hy het u plan altyd in gedagte gehou. En dan kyk ons na ons hoogste voorbeeld, Here Jesus u self. En ons sê dankie Here vir die voorbeeld en die werk van die kruis. En Here, vanmôre kan ons sê ek is in staat om ander te vergewe, want Christus het my vergewe. Help ons Here om dit na te volg en te doen. Ons eer U daarvoor en ons bid dit in die heilige,
kosbare en dierbare naam. Amen.